Laat ons met ons sag omnoem en ons lied die Here roem. Luister, hy vol majesteit, is hy groot almagtigheid. Al sy dade word onthou. Hy staan
Goeiemôre broers en susters. Ek hou aan net die afkondigings voor. Broeder Petrus en suster Annetjie Rousseau het met attestaat vertrek na die Gereformeerde Kerk Jaspoort. Dan vir ons lief en leer, broeder Pieter Engelbreg is tans baie siek. Suster Carla Blou het 'n hartpasaangeer ontvang en broeder Henny Huistek het 'n rugoperasie gehad. En dan sê ons ook baie geluk aan broeder Skalk Botha en Joarita Nudee wat verlede Saterdag in die huwelik bevestig is. Geluk ook aan Skalk se ouers, broeder David en suster Wilma Botha met hulle seun se huwelik. Broers en susters, ons kerk betree nog 'n verdere fase met die installering van die 3 klokke wat van die vorige Alberton gemeente afkom. Nou dit gaan volgende Saterdag plaasvind en ons vra mense wat kan kom help, veral met meganiese kennis. Se hulp sal baie waardeer word. Indien daar lidmate is wat volgende jaar met kategetiese onderrig wil help, moet jy asseblief Sondag 16 November vir broeder Jan Kreer na die diens in die saal ontmoet. Nou broers en susters, kom ons raak dan vir so 'n oomblik ook stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing van lied 188. Ons sing daar verse 1 en 2. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande.
Ons gaan nou saam belydenis van ons geloof doen, volgens die apostoliese geloofsbelydenis, en direk daarna sing ons lied 168, verse 1 en 3, sonder dat ek dit aankondig. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou met die nodige eerbied ook luister na die Here se wet, soos ons dit vind by Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. En dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus
En daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord die Here nou met die sing van skrifberuiming 9-3. Ons sing daar verse 1 en 2. Voor u wet, Heer, staan ons skuldig. Kom ons verenig nou saam in gebed. Ons groot almagtige God, ons hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons vandag in hierdie erediens saam kan wees. Dankie Here vir die uitverkiesende genade, dat U in Christus ons uitgekies het om deel van U gemeente, U kerk te wees. Dankie vir die versoening wat Jesus Christus vir ons bewerk het, dat ons voor U aangesig kan verskyn met vrymoedigheid, dat ons tot U kan nader in nederigheid en in gebed. Ons besef terdee wie U is. U is die groot almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde. Ons besef ook wie ons is. Ons is sondige, nietige mense, die skepsele. En dankie Here, dat ten spyte van ons sondes, ons tog in Christus geheilig is, en dat ons daarom as geheiligdes voor U kan verskyn. Vader, ons kom vanoggend na U toe, en ons bid om U genade. Here, ons lewe hier op aarde is nie maklik nie. Ons leef ook saam met die ongelowiges. En hulle maak ons lewe vir ons ook baie keer moeilik. Ja, Here, en
Dankie dat ons u woord het. Daar waar die lewensvreugde van ons weggeneem word, as ons ook ly as gevolg van die optrede van die ongelowiges. Maar weet ons vanoggend is u ook by ons. En dis u wat ons ook dra deur hierdie lewe. Dankie vir die woord wat ook vir ons praktiese riglyne gee, hoe ons ook weer ware lewensvreugde kan ondervind in ons lewe. Maak ons gehoorsaam aan u bevele, veral aan die liefdesgebod, dat ons u sal lief hê en ook ons naaste soos onsself. Hemelse Vader, dankie vir die leiding elke dag, dat u daar is vir ons, dat u ons vashou, daar waar ons nie meer kan nie, daar waar die beproewinge ook groot word. Here, wil u ons daar help. Ons dink ook in besonder vanoggend aan lidmate in ons gemeente wat ook swaar kry. Broeder Pieter Engelbreg wat tans baie siek is. Dankie dat u ook ons lidmate gedra het deur operasies vir Suster Carla Blau, ook vir broeder Henny Huystek. Wil u gee dat daar spoedige herstel ook vir hulle sal wees. En so bid ons vir elkeen wat siek is, Here, by die huis en wat aansterk en wat op die wag vir uitkom. Gee volgens u groot genade. Ja, Here, u lei ons lewe. En wat 'n genade dat u ook vir ons 'n lewensmaat gee. En so dra ons vir broeder Skalkbotha aan jou Arita met hier aan u op. Ons vra ook dat u hulle huwelik sal seën en dat u die pad met hulle verder sal loop. Dankie Here dat ons so vir mekaar kan bid, dat ons vir mekaar kan omgee en gee dat ons omgee nie maar net woorde en lippetaal sal wees nie, maar dat dit ook met ons dade bevestig sal word. Vader, so bid ons vir ons gemeente, ons bid vir die kerkraad. Ons vra dat u ook elke ouderling en diaken sal seën in hulle amptwerk. Here, waar ons ook 'n predikant vir die gemeente beroep het, bid ons ook vir Dominee Nagel wat nog moet antwoord. Lei hom ook soos dit u wil is, Here, want u weet altyd die beste. Vader, as ons nou u woord oopmaak, maak dit stil in ons harte en gee dat ons die knie voor u sal buig. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, broers en susters, met die oog op die prediking en die woord van die Here. Kom ons sing Skrifberuiming 14-1. Ons sing daar verse 2 en 3. Wees Christen in jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk om kwaad en sonde te weerstrewe. Oh,
Uit die Here se woord lees ons vanoggend uit Petrus, sy eerste brief, 1 Petrus. Ons lees daar hoofstuk 3 vanaf vers 8. 1 Petrus 3 vanaf vers 8. Ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n steunwenk, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe: as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuen. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. En dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die bose magte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Nou, broers en susters, ons wil die eerste gedeelte, verse 8 tot 12, as ons teksverse neem. En ek gaan dit maar weer vir ons lees. Ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n steunwenk, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuen. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op
teen die wat kwaad doen. Broers en susters, jy weet om 'n gelowige in hierdie lewe te wees, is nie maklik nie. Om 'n gelowige in hierdie land van ons te wees, is net so moeilik. Ons leef in 'n land waar daar so groot aanslag teen die Christendom kom. Christelike norme en waardes word in die samelewing tot niet gemaak. Mense het nie meer eerbied vir God en vir sy woord nie. Weet, ons raak baie keer so moedeloos as byvoorbeeld die Christelike onderwys van ons kinders en kleinkinders bedreig word in ons skole en ons universiteite. As die ongelowiges alles wat vir ons kosbaar is, vertrap en tot niet maak. Beleef dit nou weer ook met ons teologiese skool en die verhouding met die Noordwes Universiteit. Baie mense verlaat die land om vir hulle en hulle kinders in 'n ander land te gaan 'n toekoms soek. Nou nie almal van ons kan of wil dit doen nie. Jy weet dit voel baie keer vir ons asof ons die vreugde van kind van God wees in hierdie lewe verloor. As ons maar net sien hoe dinge ook daagliks agteruit gaan hier in ons land. Nou in die prediking wil ons vanoggend bietjie gaan kyk, hoe wil die Here hê moet ons verhouding met ons naaste en dan veral die ongelowiges wees in hierdie wêreld. Ten spyte van die aanslag wat hulle op ons lewe maak. Sodat ons nog steeds ware lewensvreugde elke dag kan ervaar as God se kinders. Ons wil dan gaan kyk, hoe wil die Here hê moet ons optree teenoor die ongelowige wêreld om ons. Nou daar in vers 8 van hoofstuk 3 begin Petrus met hierdie woorde. Hy sê ten slotte. Nou hy kom nou tot die slotsom van 'n opdrag wat hy alreeds by hoofstuk 2 verse 11 en 12 gegee het. En u kan dit gerus bietjie later by die huis gaan lees, daarvan hoofstuk 2 af, veral tot hier by ons teksgedeelte. Want daar by hoofstuk 2 vers 11 en 12 het hy met 'n vermaaning gekom. Hy het gesê, as bywoners en vreemdelinge moet julle onder die heidene goed gedra. Nou hierdie is 'n basiese opdrag wat die Here aan wedergebore kinders van hom gee. Ja, ook aan ons vanoggend. Gedra julle altyd goed onder die heidene. En dit het Petrus, jy sal ook sien as jy bietjie terugblaai, gaan toepas op al die verskillende verhoudings waarin ons mense staan. Hy het dit gaan toepas op ons verhouding met die owerheid. Hy het dit gaan toepas op ons verhouding met ons werkgewers. Hy het dit toegepas op ons verhouding met ons huweliksmaat. En nou kom hy en hy sê ten slotte pas hy dit toe op ons verhouding met alle mense. In ons verhouding met alle mense
moet ons so gedra dat ons 'n voorbeeld en 'n getuienis lewer teenoor diegene wat vir God nie ken nie. Nou broers en susters, soos ons hier sit, is ons immers wedergebore kinders van God, wat daartoe geroep word om ons lewe onder die heidene skoon te hou. Jesus het vir ons sondes volkome versoening gedoen. Saam met Jesus het ons in 'n nuwe lewe opgestaan, waarin ons nou nie meer vir onsself leef nie, maar vir God wat ons verlos het. As mense wat deur die Heilige Gees innerlik nuut gemaak is, word ons nou geroep om ons onder die ongelowiges ook goed te gedra. In ons verhouding tot al die mense wat daagliks op ons pad kom, moet ons so gedra dat die heidene vir God in ons dade kan raak sien en sal verheer. Nou, broers en susters, hoe kry ons dit reg om so te lewe dat ons hierdie getuienis uitdra? Petrus wys vir ons hier op 2 opdragte wat ons moet nakom, juis om hierdie getuienis te kan uitdra en ons goed te kan gedra onder die heidene. Nou, die eerste oproep wat tot ons kom, is dat ons as gelowiges onder mekaar vir die wêreld 'n voorbeeld moet wys, 'n getuienis moet uitdra. En daarom moet ons erns maak met die oproep wat die Heilige Gees vir ons daar in vers 8 terug is. Hy sê, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig en nederig. Nou broers en susters, dit beteken nou, ons as gemeente moet hierdie 5 karaktertrekke in ons lewe vertoon, in ons verhouding met mekaar hier in die gemeente, sodat ons 'n getuienis kan uitdra. So Petrus sê in die eerste plek, wees eensgesind. Nou net soos ons almal met mekaar die een belydenis deel, so moet ons lewe ook dan op dieselfde dinge gerig wees. Elkeen van ons se gedagtes moet gerig wees daarop om die wil van God in ons lewe te doen. Ons moet saam as gemeente net een begeerte hê, en dit is om God te eer en om die vrugte van die Gees in ons lewe tot uiting te bring. Wanneer die wêreld na ons gemeente van Alberton Wes kyk, moet hulle by ons so gemeenskaplike gerigtheid sien. Gerigtheid op die dinge van God en sy Gees. En broer en suster, maar weet ons ook hoe jammer dit is, dat ons ook as gelowiges baie keer verdeeld leef. In ons eie kerk, in die gereformeerde kerke, is ons verdeeld oor hoe synodebesluite uitgevoer moet word. In die tweede plek sê Petrus vir ons, wees medelydend. Jy weet, die sterkste getuienis wat 'n gemeente na buite kan uitdra, is dat daar 'n sterk onderlinge band tussen die gelowiges is. Die ongelowiges moet by ons meelewing kan raak sien. En meelewing word sigbaar wanneer gemeentelede nie by mekaar verbyleef nie, maar wanneer hulle vir mekaar begin omgee, vir mekaar begin sorg. Wanneer ons saam met mekaar bly is
as een lidmaat bly is, wanneer ons ook saam met mekaar huil as een droefheid belewe. Ons kan maar net gaan kyk na die heel eerste gemeente daar in Jerusalem. Hulle was deur hierdie onderlinge liefde en meelewing gekenmerk. En weet jy, die ongelowiges van destyds het dit by hulle raak gesien. En daarom het hulle ook die evangelie geglo wat hierdie gemeente aan hulle verkondig het. Want hulle kon dit in die mense se dade raak. Nou broeder en suster, gebeur dit by ons gemeente ook? Ja, ons weet, ons ken mekaar nie baie goed, veral nou dat ons een gemeente geword het nie. En daarom moet ons regtig ekstra moeite doen om mekaar weer te leer ken, sodat ons uit ons hart uit met mekaar ook in die gemeente kan meeleef. Ons is tog dikwels maar so geneig dat elkeen net vir homself wil lewe, net sy eie voordeel. En dan sê Petrus verder, wees liefdevol. Christus het ons aan mekaar gebind. Maak nie saak hoe ons as mense van mekaar verskil. In Christus is ons nou mekaar se broers en susters. As broers en susters moet ons mekaar in die gemeente lief hê. Jesus self roep ons daartoe op in Johannes 15 vers 12, sê hy, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê. Jy weet, wanneer die wêreld werklik hierdie onderlinge liefde by ons as gemeente raak sien, dan sal hulle werklik weet dat ons aan God behoort. Want dit is God wat die liefde in ons harte uitstort. Verdere opdrag sê Petrus, wees goedhartig. Ons moet ons oor mekaar ontferm met ons woorde, met ons dade, moet ons mekaar lief hê. Ons moet mekaar se nood ken en ook daarbey betrokke raak. Ons meegevoel vir mekaar. Moenie maar net iets wees waarvan ons gehoor het nie. Ons hoor hoe die ander swaar kry, as ons die afkondigings hier doen, as ons ons storie lees, hoor ons van mense wat swaar kry. Maar broeder en suster, dit moet ons ook in ons harte raak, sodat ons daarom iets ook daaraan wil doen. Hulle gaan ondersteun. Ons liefde en meegevoel moet in dade oorgaan. Eers wanneer ons oor mekaar ontferm, dan sal ons die liefde van God ook aan ander mense sigbaar kan maak. En dan 'n laaste opdrag wat hy daar gee is, hy sê, in die gemeente moet ons ook nederig wees. Hiermee word maar net bedoel, elkeen van ons moet ander mense hoër ag as onsself. En daarom vriendelik en bedagsaam teenoor hulle optree in nederigheid. As ons in hierdie gemeente op mekaar gaan neersien, as ons maar by mekaar verby lewe, weet jy broeder en suster, dan sien die wêreld om ons dit ook raak. En dan dink hulle ons is skynheilig. En sal hulle met die kerk van die Here begin die spot dryf. Is dit nou hoe Christene lewe, word daar gevra. En broeder en suster, want is eerlik, hoeveel mense sê dit nie vandag aan die kerk nie? Jy sien dit op sosiale media as daar oor die Christendom, oor kerke gepraat word, waar mense hopelik sê dat hulle nie meer deel van die kerk wil wees nie, want die mense in die kerk is maar net skynheilig.
Ja, dis die getuienis wat ons teenoor baie mense uitdra. Ek sê nie dat dit altyd waar nie, maar iewers is daar mense wat seer gekry het in die kerk en daarom ook so ding. Nou broers en susters, as ons nou hierdie 5 karaktertrekke in ons verhouding met mekaar in hierdie gemeente as broers en susters vertoon, dan sal ons ervaar dat ons gemeente werklik ook 'n getuienis na buite kan uitdra, na 'n wêreld wat vir God nie ken nie. Nou gee Petrus ook hier vir ons 'n tweede oproep. En dit is dat ons nie net in die gemeente nie, maar in ons verhouding met mense buite die gemeente so sal optree dat daar daagliks 'n getuienis van ons sal uitgaan. Nou ons beleef dit hier in ons land dat die onderlinge verhouding van mense nie baie gesond is nie. En veral die politici doen nie veel om hierdie onderlinge verhoudings te verbeter nie tussen die verskillende bevolkingsgroepe. Nee, dit lyk eerder asof hulle meer verdeeldheid wil saai. Jy weet nie wat 'n geweldige ding in hierdie land die Christene is. Ons moet die voorbeeld stel van hoe God wil hê ons met mekaar ook in hierdie land van ons moet saamleef. Juis in ons verhouding met die ongelowiges moet ons so gedra dat hulle vir God uit ons gedrag kan leer ken. Selfs wanneer ons deur mense onvriendelik behandel word, moet ons gedrag nog steeds getuig van die nuwe lewe wat ons in Christus besit. Die Heilige Gees roep ons daarom om in ons verhouding met die ongelowiges nooit kwaad met kwaad te wil vergeld nie, maar die kwaad met die goeie te antwoord. Petrus sê dit daar in vers 9, moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie, inteendeel antwoord met 'n seënwens. Ons moenie teenoor mense gaan optree soos hulle teenoor ons optree nie. Terwyl hulle ons sleg behandel, moet ons goedheid aan hulle bewys. Nou broeder en suster, dit is mos so dat ons van nature altyd die kwaad met kwaad wil vergeld. Dink nou maar, hoe voel jy baie dae oor die taksies wat hier voor jou inry? Wil ook kwaad met kwaad vergeld. As gelowiges roep die Here ons egter om teen hierdie sondige natuur van ons in die kwaad met die goeie te antwoord. As ons teenoor die kwaad wat mense ons aandoen, aan hulle gaan goed doen. As ons teenoor mense wat ons uitskel, so gaan optree dat ons hulle naam en eer bevorder en hulle naam nie geskaad word nie. As ons teenoor skeldwoorde seënwense vir mense bring, broeder en suster, dan sal daar mos 'n getuienis van ons af uitgaan. Dit is immers waartoe die Here ons roep om die kwaad met die goeie te antwoord. Weet, Jesus het vir ons 'n voorbeeld gestel. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar hy het alles oorgelaat aan sy Vader, aan hom wat regverdig oordeel. Jy weet, wanneer ons in ons gedrag teenoor ons medemens anders as hulle gaan optree, wanneer ons nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar die kwaad met die goeie,
sal hulle mos nie anders kan as om te erken dat God in ons lewe met sy Gees werksaam is nie. Sal hulle nie anders kan om God ook te verheerlik in die vernuwende werk wat die Here in ons lewe doen nie, want hulle kan dit nie doen nie. Hulle besit nie die Gees van God nie. Daarom sal hulle ook na God begin verlang. Weet broeder en suster, daar's nie net 'n Nuwe Testamentiese rede waarom jy jou lewe onder die ongelowiges skoon moet hou nie. Jy moet jou nie net goed gedra teenoor die ongelowiges omdat Christus van jou 'n nuwe mens gemaak het nie. Petrus wys vir ons, daar's ook 'n Ou Testamentiese rede waarom jy jou goed moet gedra in jou verhouding met alle mense. Want sê hy vir ons, dis ter wille van jou eie lewensvreugde. As jy jou goed gedra teenoor alle mense, sal jy ook begin lewensvreugde weer ervaar. Petrus haal vir ons daar uit Psalm 34 aan as hy sê, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. So broeder en suster, as jy ook ware lewensvreugde in jou lewe wil ervaar, moet jy jou in jou verhouding met ander mense daarop rig om in jou woorde en in jou dade aan die kwaad af te wyk en die goeie te gaan doen. In jou omgang met jou naaste, dan moet jy veral jou tong onder beheer hou. Bewaar jou tong daarvan om dinge te sê wat ander mense afbreek. Dink eers goed na voordat jy iets sê, sodat dit jou hoorders ook ten goeie kan kom. Bewaar jou veral om die kwaad wat ander jou aandoen, of as ander jou skel, nie opvleend te begin raak en in woede te reageer nie. Moenie op die onreg wat jou aangedoen word so reageer dat jy ook begin vloek en skel nie. In sulke omstandighede net wat goed en opbouend is. En broeder en suster, sover dit binne jou vermoë is, moet jy in vrede met jou naaste lewe. Jy moet van jou kant af as kind van God met alles wat in jou mag is, vrede soek en dit najaag elke dag. Juis met die krag wat die Heilige Gees binne in jou gee. Jy in jou verhouding met jou naaste God se opdragte gaan uitvoer. As jy teenoor die kwaad die goeie doen, as jy in alles jou mond in toom hou, jou tong onder beheer hou en net sê wat goed en opbouend is, sal jy met die krag wat die Gees jou gee, wat binne jou vermoë is, ook altyd vrede met jou naaste soek. En dan, broeder en suster, as jy dit doen, gaan jy werklike lewensvreugde in jou lewe begin ervaar. Want Petrus sê daar in vers 12, die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Hoe wonderlik is dit om te hoor, dat die Here seën diegene wat sy wil gehoorsaam, ook in hulle verhouding met hulle naaste elke dag. En waaruit bestaan die Here se seën? Hy wil vir ons die opregtes sorg. Hy wil ons nie net voorspoedig maak in alles wat ons doen nie, maar hy wil ook vir ons innerlike vrede
en vreugde gee. Die Here se seën bestaan tog daarin dat hy die opregte se hulpgeroep elke dag hoor, dat hy op ons gebede reageer. Hy wil ons ook gee wat ons in die gebed vra. En dit, broeder en suster, is tog immers egte lewensgeluk en vreugde. As ek weet dat God my as sy kind raak sien en dat my lewe hom ook behaag. Dis tog ware lewensvreugde as ek weet dat God ook my gebede verhoor en dat ek in my lewe daagliks ook hierdie gebedsverhoring ervaar. Groot troos wat vanoggend tot ons kom is, dat ons weet dat God self aan sy kinders reg sal laat geskied as die ongelowige wêreld ons vertrap. Hy sal op sy tyd ook teenoor hulle optree wat ons kwaad aandoen. Hy sal hulle op sy tyd in sy regverdige oordeel bring. En hierdie ongelowiges sal nooit werklike lewensvreugde in hulle lewe kan ervaar nie, omdat hulle nie vir God ken nie en omdat God ook nie deur sy Gees in hulle woon nie. Nou broeder en suster, ek vat saam as ons hierdie opdragte wat die Here vir ons gee, ook in ons land gaan begin toepas. Elkeen van ons daar in die kleine, teenoor die mense wat die Here daagliks op jou pad bring. Dan gaan ons weer ervaar hoe die Here vir ons in 'n somber land en omstandighede tog weer lewensvreugde gee. Dat ons ten spyte van die aanslae vir hom ook in hierdie land diensbaar kan wees, met ons woorde en met ons dade die evangelie kan uitdra na mense wat die Here nog nie ken nie. En so sal ons dan, ten spyte van die swaar tye wat ons beleef, steeds lewensvreugde in die Here kan ervaar. Amen. Ek doen vir ons 'n dankgebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U, Here, vir die Heilige Gees wat U in ons harte uitgestort het, sodat ons juis uit U liefde kan lewe, dat ons U kan lief hê, ons naaste soos onsself, dat ons ook hierdie liefde in ons dade sigbaar kan maak en ook so getuienis kan uitdra na die wêreld wat U nie ken nie. Dankie, Here, dat ons in staat is om dit te doen. Dankie dat U na ons, U kinders, omsien, daar waar ons daagliks so swaar kry, waar ons ook ly onder die optrede van die ongelowiges. Help ons dan, Here, dat ons hierdie opdragte van U gehoorsaam sal wees, dat ons nooit kwaad met kwaad sal vergeld nie, maar altyd die kwaad met die goeie antwoord. Here, uit onsself sal ons dit nie reg kry nie. En daarom vra ons dat U ons sal help. Kom met ons in hierdie nuwe week. Hou U hand van bewaring oor ons uitgestrek. En dankie, Here, dat U ons God is en dat ons U kan dien en verheerlik. Hoor ons gebed. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan nou geleentheid gee om ons liefdegawes af te dra vir die barmhartigheidswerk van ons diakonie.
Kom ons sing nou skrifberuiming 9-4. Ons sing daar verse 4, 5 en 6. Dit is oor die liefde wat die Here in ons harte uitgestort het. Ontvang nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.